Goeiemôre almal en baie gelukkige Moedersdag aan elke liewe ma wat hier is vandag. Die liedjie waarmee ons vir julle gaan open sê I am seen, known, loved by the Father. I'm heard, held and never forgotten. So ek hoop elke ma en elkeen van julle wat hier is vandag ervaar van God se liefde op hierdie manier. Where can I run from your presence? Where can I hide from your heart? Even through hardship and sorrow, your goodness remains through it all. I am seen, known, loved by the Father. I'm heard, held, and never forgotten. My hope, strength, light in the darkness, now and forever, forever, amen. Day after day you've been faithful. Night after night you've been near. Closer than I could imagine. You open my heart to believe. I am seen, loved by the Father. I'm heard, held, and never forgotten. My hope, strength, light in the darkness, now and forever, forever, amen. I am seen, loved by the Father. I'm heard, held, and never forgotten. My hope, strength, light in the darkness, now and forever, forever, amen. Goeiemôre, hartlike goeiemôre. Ek sit so lekker en luister, ek vergeet om op te kom. Baie hartlik welkom by Harmonie Gemeente. Dis wonderlik om julle almal saam met ons hier te hê op 'n pragtige Moedersdag. Ek sê vanoggend vroeg vir Rita toe die reën so val. Dis nou weer die ware Christene wat vandag kerk toe kom. Want as jy nou twee keuses het, is nou een om maar net so 'n bietjie in te lê, maar ons is baie bly dat jy saam met ons hier is. Geniet Moedersdag, spesiale dag. En hier by Harmonie lekker ingerig, as jy nou hou van 'n koppietjie Milo, daar is Milo, koffie en tee. En asseblief maak gebruik van fotohoekie. Rita en die span het hom mooi ingerig, so jy kan hom maar self post en afneem en vir die ander kinders stuur wat daar ver is. Die fotohoekie daar agter. En dan is ek seker, daar was vir elke vrou 'n geskenkie, so ietsie in die hand gesit toe hulle ingekom het. So baie gelukkige Moedersdag, nie net aan ons biologiese moeders nie, maar al daardie vroue met die hart van omgee, van innige liefde, van dien, en selfs die wat se harte vandag dalk 'n bietjie seer is, oor 'n verlange wat daar in jou hart is, mag die Here op 'n baie besondere manier die hart ook kom aanraak. As jy dalk vir die eerste keer besoek, reguit af in die gang is ons badkamers, en op pad terug is daar 'n personeelkamer, 'n ouerkamer, waar ouers met kinders vir hulle self kan gemaklik raak. Die diens is ook daar op die skerm beskikbaar. Dan gaan ons hardloopkinders, is vanoggend nou weer mooi aan die gang, en jeug is ook aan die gang. Hardloopkinders is besig met God se reddingsspan, en vandag is dit die ambulans. Toe ek het nou adverteer, terwyl ek nou skryf, Tito, maar hoe spel 'n mens nou Tito? Ek het selfs vir Chat gevra, en hy weet ook nie mooi nie, hy het iets anders gedoen. Tito, nou vandag is die ambulans, reddingsspan, God se reddingsspan, en dan met die tieners nou hulle ore spits, en enige iemand anders wat wil. Die tieners gaan uit wanneer Sonja begin preek.
En vandag praat hulle oor wat doen ek met versoekings. So, ma, pa, as dit nou sulke tyd is, dan maak jy so as jy gaan luister. En wat beteken selfbeheers? So, vandag tieners saam met Rassie daar. Dan baie opwindend, eerskomende donderdag is Hemelvaartdag. Nou ons het mos nou donderdagoggend 'n 5uur mannebediening. Nou hierdie week het Andrei ons toestemming gegee. Ons kan so 'n bietjie die mannebediening hijack. Hulle gaan daar wees, almal, ek dink hulle gaan sing ook. Andrei, ons gaan nog iets reël. Maar ons gaan 'n hemelvaartdiens hou donderdagoggend tussen 5 en 6. Rita het gesê sy sal saam met my opstaan en koffie maak as iemand haar wou help. Gaan ons koffietjie drink en ons hou 'n diens tussen 5 en 6. As ons 20 is ons in die personeelkamer, as ons 200 is ons hier binne. Maar kom gerus saam eerskomende donderdagoggend 5uur. En dan voel julle hoe voel dit vir my elke week om vroeg hier te wees. Dan net so 'n bietjie anders vir die dagboek, net opwindend. En die vroue is ook weer donderdagoggend. Donderdag, sê weer, woensdag. Julle is woensdag, Hemelvaartsdonderdag. Praat met Nicolette. Die 7de Junie, die eerste Sondag van Junie, dan is Franna Benadi, baie nice. Rita sê, plaas jy nou die seun kry, ek like die seun baie, maar ons sal hom later kry. Maar Franna kom vir ons bedien, sit dit in jou dagboek, die 7de Junie. Volgende Sondag bring ek die woord, en vandag op hierdie baie spesiale Moedersdag, is dit pragtige Sonja Goldberg, wat vir ons die woord gaan bedien. Ek's baie opgewonde oor die manier hoe sy die woord oordra. Maak jou hart vandag oop vir wat die Here vir jou wil sê op hierdie spesiale Moedersdag. En haar tema maak my opgewonde, want ek was al baie daar in my lewe. Ek kan nie, maar Jesus kan. So, Sonja, mag die Here jou baie ryklik seën, ook met die woordbediening. En dan, ek het amper vergeet om ons twee wonderlike dames, Danel en Danai. Ja, ek is altyd verkeerd, Danai en Christie. Op die viool en die cello, dis wat ek wou sê. Kan julle net lekker handeklap gee? Die koue weer het so effens 'n effek op my. Dis pragtig so, en vanoggend is daar momente wat jy sommer net, ek gaan nou ophou, is daar momente wat jy sommer net so kan wegraak. Al is dit net met hierdie gedagte, ek kan nie, maar Jesus kan. En hulle gaan vir ons, saam met Lindy en die band, daardie geleentheid skep. En ek weet ons laaste liedjie voor die preek, is die seënlied. Wat 'n besondere dag om vir iemand 'n seën oor sy lewe te sing. En jy weet nou al, hoe voel ek oor daai lied, as ons hom begin sing, jy kan jou kant toe draai, vat jou man, as dit jou man is, vat hom vas, en as dit jou vrou is, vat hulle vas, of iemand, sit 'n hand op die skouer, iemand wat alleen is, sing, die Here seën. Goed, kan ek net gou-gou, en omdat ek nie preek nie, gaan ek baie kort wees, ek het 4 chocolates, Rita het gesê, ek kan hulle uitdeel, want dit pas by haar mooi dekor. Nou, ek het gedink wat nou nice is, en ek weet nie hoe sê mense dit in mooi kanseltaal nie, die mees gevorderde senior, gevorderd in jare, wat vandag hier is, sy gaan 'n chocolate kry. Kan ek begin by 85? Is daar enige dame ouer as 85? Hulle lê nog in. Enige dame ouer as 80? Daarso, ons het 1 chocolate. Daar sy. Geniet jou chocolate. Baie hartlik welkom, ek sien jy sit daar by Wessel. Hallo Wouter. Nog 'n dame bo 80? Bo 78? Bo 75? Daarso, wonderlik. Ag, ek is so bly, was vir jou chocolate. Nog net 2, en dan is ek klaar. En dan, so is hy, daar al die pad uit Vietnam, Gloria het gekom, sy kan nie huis toe gaan sonder 'n chocolate nie. Gloria, baie welkom terug, daar langs Debbie. Baie welkom terug uit Vietnam uit. Dominee Johannes, baie welkom, maar dis Moedersdag, jy kry geen chocolate vandag. My vriend George sal jou uitvat vir, nee, sit, nee, kom terug, die Here het jou lief.
Ek het nou net enetjie oor. Ek wil hom graag vir die jongste mamma wat in die kerk is vandag. Waar is die jongste mamma? Ek wil sê die onlangste moeder, soos sy gaan die kleinste baba het. Demi, is dit nou jy? Nee, is daar? Wie kom daar? Rolien, is dit jy? 9 maande. Is daar enige baba jonger as 9 maande? Waar is die Nieuwoud? Demi, jy gaan 'n drukkie kry nie 'n chocolate nie. Hoe oud is Lukas nou? 10 weke. Hy verdien 'n chocolate. Ek dink ek het alles gesê wat ek wou sê. Vriende, ons het ook op so 'n dag 'n geleentheid om ook ons dankbare harte teenoor die Here te wys vir wat ons bydra. Baie dankie dat u die bediening moontlik maak. Daar sal nou mense verbykom met emmertjies, daar SnapScan en Zapper beskikbaar of jy kan 'n bydrae maak. Soos wat die Here dit op jou hart lê, terwyl ons sommer net na mooi musiek luister, gaan hulle verbykom met die offergawe houertjies. Baie dankie. Kom ons bid saam. Dis my hartsgebed regtig dat die Here op 'n besondere manier vanmôre ons harte kom aanraak. Kom ons bid saam. Wonderlike Hemelse Vader, ek is so bewus daarvan dat elke asemteug kom van U af, want U plaas die asem in ons longe. En ons het vanmôre die kans om U naam groot te maak, om U te loof. En ook Here so 'n bietjie in besonder na ons moeders, na ons vroue te kyk en vir U te eer. Baie dankie dat ons saam kan wees. Dankie vir die woord. Dankie dat U ons hier en daar by die kinderkerk en daar by die jong mense wat hulle praat oor hierdie groot gedagte, dat U deur die Heilige Gees sal praat en sal werk en sal doen wat U wil doen. En mag U nou deur die liedjies wat ons sing verheerlik word, terwyl ons U naam wil oplig. Vra dit in Jesus se mooi naam en ek dank U daarvoor. Amen. Vriende, baie dankie, jy kan staan en dan sing ons so 'n paar liedjies heerlik saam. Dankie Lindy.
sug na jou, mag hy jou vrede Baie dankie liewe vriende, jy kan die sitplek neem. Daar sê ons tieners kan uitgaan. Kom asseblief terug met daai wysheid en kom deel dit met ons. Vriende, ek het die wonderlike voorreg, die rede dat ek weer hier staan om vandag vir klein Marks Darcy aan die Here toe te wy en ek gaan vir Delmant en vir Debbie Lee vra om hier voor by my te kom staan. Ai, dis baie lekker om julle te sien. Baie hartlik welkom ook in die familie, almal wat saam is. Dit bly vir my net een van die wonderlikste dinge, dis seker maar die oupa hart om 'n geleentheid soos hierdie en terwyl ek met hulle gesels hieroor net weer vir klein Marks aan die Here toe te wy of vir klein Marks aan die Here te kom toewy vandag. Ons weet, julle weet, dis 'n geskenk uit God se hand. Een van die mooiste getuienisse het ek in hierdie twee jong mense se lewens gehoor. En dis by woorde van Delmant en van Demi. Hoor gou hier. Hulle het goed in hulle lewe verander. Hulle het lewenstyl, lewenspatrone, dinge verander want hulle wou baie graag vir 'n baba boetie of sussie gehad. Het al daardie goedjies reg gedoen. En op die ou einde het God deurgekom. En toe die besef gekom, dis niks wat ons doen, dis wat God doen. So dis great en dis mooi om alles te doen en vir Christus te leef en hom in ons huis en ons lewe in te nooi. Maar die geskenk wat jy vandag vashou, is die geskenk uit God se hand. En was 'n moeilike pad, was 'n uitdagende pad, selfs na geboorte, en Christus het steeds net deurgekom. Ek het 'n kort gedag. Ons weet wat vandag gebeur. Jesus het gesê, laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie. En Jesus het hulle geseën en vandag is hy hier saam om ook vir klein Marks te seën. Maar ek het ook hierdie woorde met Delmant en met Demi gedeel. Julle kan vir klein Marks alles in die lewe gee. Maar as julle nie vir hom Christus gee, het julle hom niks gegee. Dis kry die regte skool, die regte voorskool. Hy het klaar die grootste oumas en oupas. Maar as julle nie Christus in sy lewe in Delmant, Demi, dis die opdrag, daardie seën wat ons gesing het in ons lewe, om Christus te wys, om Christus te praat, om Christus te leef in julle huis. Gee vir hom Christus, dan gee julle hom alles, en dan gee julle vir hom iets wat na hierdie lewe, wanneer ons nie meer daar is nie, hou hy nog steeds vas aan dit wat hy gekry het, by sy ma en sy pa en sy familie. En vandag roep hulle 'n gemeente, geloofsgemeenskap, waarmee julle pad saamstap, saam om te sê, help ons, stap saam met ons, bid saam met ons vir klein Marks, en vir mamma en pappa, dat die Here hulle baie ryklik sal seën. Ek gaan vir Rita vra om saam met my vorentoe te kom en dan bid ons vir klein Marks. Nou draai bietjie om, maar die mense sien hoe mooi is julle. En ek praat nou van Demi. Oupa kan nie wag nie, maar oupa, ekskuus, ek kan nie wag nie. Ek het my eie, maar ek gaan eers bid en dan gaan ek vir klein Marks. Dis niks wat ek doen vandag nie, maar wat Christus doen. En hy's hier, want hy het gesê, kyk hier nog, so lyk my koninkryk. So in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. En u kan die hande uitstrek as u wil. Kom ons vanmôre en ons bid, Here, u heerlikheid en u guns en u liefde en u innigheid en u vrede en alles wat mooi is, elke geskenk kom uit die Vaderhand, bid ons oor klein Marks. Dankie Here dat u vir Delmant en vir Demi help om elke gawe, elke talent wat in hierdie DNA van hom is,
te ontwikkel, alles om u koninkryk te verheerlik. Help vir hulle, Here, om te besef hierdie geskenk wat hulle van u ontvang het, gaan hulle alles doen om vir hom te wys hoe Christus lyk, hoe u klink, wat u doen, deur hulle voorbeeld, deur hulle dade, deur hulle woorde. En mag u hulle en hulle huis seën, en mag almal wat in en naby Marks is weet, Christus is in hom, saam met hom en saam met sy mamma en pappa. En ek vra dit in die wonderlike naam van Jesus, en ons dankie daarvoor. Amen. Marks, mag ek gou 'n bietjie met jou breek, julle moet hierdie pakkie sien. Mamma, is sy nekkie al styf? Oupa wil net weet, ons begin net by die familie. Julle staan nou maar net in moeilik. Kyk net hierso. Hoe oud is Marks nou? 5 maande. Jy het amper 'n sjokolade gekry. Dink net gou vanoggend dat dit gebeur. 2 ouers kom sê dankie Here vir hierdie geskenk. Sal jy hom seën? Sal jy hom gebruik en mag hy 'n impak in u koninkryk maak? Dis mooi, nene. Hallo Johannes. Julle is amper ewe oud. Ware saad vir die toekoms. Pragtig. Ek het vir Sonja genoeg preektyd gee. Ek's nou klaar, Sonja. Kyk net hier so julle. Smile vir julle. Beste medisyne na operasie om keiserie. Om 'n babatjie te sien. Ek dink die ouers is baie jaloers op my. Hulle sou graag so wou loop, maar dis nou my voorreg. Sorry galery, ek het gesê volgende keer, maar daar's nie tyd. Ek gaan nie nou boontoe gaan. Sê mooi, sê wie sien jy daar? Mag die Here julle baie ryklik seën. Dankie dat julle so 'n mooi oggend ook met ons deel. Wow, dit is so mooi, nee. Kan ons nie vir hulle 'n hande klap gee nie? Dit is pragtig. Dankie julle almal. Goeiemôre vriende. Jo, dit is my lekker om hier te wees. Dankie Hugo en Rita vir die uitnodiging. Dis 'n geweldige voorreg soos altyd. En van my en my man Eddie af 'n gelukkige Moedersdag aan al die mammas. Dit bly so spesiaal, hoorie. Ek moet nou net hier met julle deel. Dis nou al, ek dink dit is nou al 43 jaar gelede wat ek die aand moes ingaan vir my eersteling se geboorte. Kan ek gou 'n geboortestorie deel? Ek sal die kort weergawe gee. Dis so 10:00 en dis nou tyd om hospitaal toe te gaan. My ma's by my, sy huil uit die sopspat want haar babatjie kry 'n babatjie.
Ek is so opgewonde, ek giggel en ek lag, want ek weet als van voorgeboorteklasse en die asemhalingstegnieke, jy kan my niks vertel nie. Gereed, slaggereed. Hare is gepurm, sulke sagte lokke. Hier gaan ons. By die hospitaal kom sê ek vir die dokter, nee hoor, ek wil geen verdowing van die dag oud hê nie, want ek wil niks mis nie. Ek wil alles beleef. Hoor jy die volgende dag, ek hoor die mamas gegil wat weet wat hier aangaan. Die volgende dag hier middag, 11:30, toe is daar nog nie 'n baba nie. Toe is hierdie pimde hare is net 'n kroeskop. En die sweet en die pyn en alles is oorweldigend. En al wat ek op 'n stadium uitkry is, ek kan nie, ek sien nie voor kans nie, ek kan nie meer nie. En daar is so 'n kwaai theatersuster. En sy swaai haar vingertjie hier voor my oë verby. Sy sê, hoorie, sorry girl, maar hier kan jy nie stop nie, jy kan nie terug nie, jy moet deur. En alles gaan dan later fyn wees. Ek moet vir julle sê, sy het met reg gekry dat ek daar deur is. Alles was nie dadelik fyn nie, nê, met 'n baba. Ek kom 'n bietjie later die fyn. Maar dit was my 'n geweldige wonderlike lewensles. Dit het tot gevolg gehad dat ek deur my lewe geleer het. Ja, ons het daai drukgang oomblikke waar ek moet deurdruk. Ek kan nie, maar Jesus kan. Moet jy nie net vir iemand langs jou sê, jy kan nie, maar Jesus kan nie. Asseblief, kom ons sê dit net vir mekaar. Ja. Vriende, ek wil jou nooi om saam met my te lees Psalm 42. Want jy sien, in ons lewe gebeur dit met ons almal. Dis nie net 'n mamma nie. Paas, ek weet julle gaan in julle hart hierdie echo. Die lewe gebeur met ons almal. Finansiële krisisse, 'n nuus van 'n ongeneeslike siekte, die dood, verhoudingskrisisse, egskeiding, werk verloor, probleme met kinders, probleme met ouers. Ek bedoel, ons almal ken daai plek van kom, waar jy kom en jy sê, ek sien nie kans hiervoor nie. En dieselfde sien ek in die Bybel. Met hoeveel van ons Bybelfigure. Nou wil ek vir jou Psalm 42 lees, 'n paar van die verse saam met jou lees. Want hierdie trant van praat, wil ek amper vir jou die vraag vra, is dit nie, let 'n bietjie op, is dit nie dikwels hoe ek en jy ook praat nie? Want jy sien vers 1 wil ek net eers gou sê, dis vir die musiekleier 'n gedig van die Korag sanggroep. Nou die Korag sanggroep was die seuns van Korag, hulle was die Lewiete, hulle het die musiekbediening gedoen in die tempel in Dawid se tyd, ek sal maar amper sê, hulle was die worship team, soos ons sal sê. Maar weet jy, hierdie is my amper 'n samevatting hierdie Psalm, wat my laat dink aan Dawid. As jy nou jou Bybel ken, weet jy nou Psalm 22 en Psalm 3, gaan jy nou hoor het dieselfde trant. Psalm 3 moes Dawid weghardloop vir sy seun, Absalom wat hom wou doodmaak. Psalm 22 het dieselfde trant van probleme wat hy het, is amper 'n profetiese psalm na Jesus se kruisiging. My God, waarom het U my verlaat? Daai gevoel van die Here is net nêrens nie, en dan op die ou einde homself inpraat van hoe goed God vir hom was, en dan 'n besluit wat jy neem, maar ek gaan op 'n sekere manier nou my ingesteldheid verander. Kom ek by Psalm 42. Ons weet nie of dit Dawid is nie. Dit klink soos Dawid, want dit, ja, jy sal dit sommer hoor as ons lees. Maar dis nie belangrik nie. Wat vir my belangrik is, dis eintlik ek en jy. En daarom wil ek hierdie saam met jou lees. Vers 2. Soos 'n bokkie in die woestyn wat dors is vir water, so het ek 'n vurige verlange om by U te wees, God. Net soos 'n bokkie sonder water doodgaan, gaan ek dood as ek nie by U is nie. Ek wil heeltyd net by U wees. God, U gee lewe. Ek leef net vir daardie oomblikke wanneer ek U naam kan groot maak tussen al die kinders. Dis tog ons versigtiging, nee, julle ouens. Dis hoe ons eintlik maar voel, ons wil graag dit doen. Dan kom ek by vers 4. Al wat ek op die oomblik doen is huil. My hele lewe is een groot stuk hartseer. Alles binne in my skeur wanneer slegte mense vir my sê, nou waar is jou God dan? Hoekom help hy jou nie? By dieselfde trant by die moordenaar in die kruis wie Jesus ook gesê het, nee. Vers 5. Met verlange dink ek terug aan die ou dae. Toe het ek die leiding geneem in die eredienste en feesgeleenthede. In die dienste het ek voorgegaan in gebed. Ek het leiding gegee wanneer ons saam sing. By lofprysings was ek die voorsanger. Ons het almal saam fees gevier om U te prys. Ek het voor hulle uitgestap na U woonplek toe. Ek wil net gou daar asem skep. Dink ons nie maar dikwels terug aan die ou dae nie. Daai tyd
toe ek nog jonk was. Die tyd wat my kinders nog in die huis was. Die tyd wat ek nog aan die bestuur was by my maatskappy. Die tyd wat ons nog baie geld gehad het. Of die tyd wat ek nog in my ouerhuis was. Ons dink dikwels terug aan die ou dae. Is dit nie so nie? Sê gou 'n bietjie, ons dink terug. Vers 6 sê hy nou vir homself. Moenie nou moedeloos word nie. Dis nou daai praat met jouself. Moenie moedeloos word nie. Moenie twyfel nie. Waarom so hartseer? Vertrou net op God. Ek gaan hom loof, al kry ek baie swaar. Dis hy wat my uit my swaar kry red. Ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Vers 10, ek spring so 'n bietjie vers 10. Ek wil vir God sê, U bewaar my mos. Nou hoor jy, waarom het U dan vergeet om my te help? Voel ons nie maar soms so nie? Waar's U, Here? Waarom moet ek so swaar kry? Waarom moet ek hartseer wees? Mense wat niks van my hou nie, maak dit vir my moeilik. Hulle gespot word vir my te erg. Dan gaan ek na vers 12 toe. Nou praat hy hom weer moed in en hy sê, ek sê vir myself, moenie nou moedeloos word nie. Hoekom so hartseer? Vertrou net op God. Ek sal hom weer loof al kry ek swaar. Dis hy wat my sal help. Hy is my God. Vriende, dit is maar ons almal se woorde, iewers deur ons lewe of miskien vandag. Die vraag is, wat ek by myself sit te dink het, hoekom kry ons tog so swaar om oor te gee? Hoekom kry ons so swaar om die Here net blindelings te vertrou? Wil jy net vir 'n oomblik jou oë gou toemaak? Kom ons bid net op hierdie oomblik. Here God, in ons harte weet ons elkeen, ons is opgewonde vandag oor 'n Moedersdagviering. Maar ons elkeen het die besef, Here, daar swaar kry tye in my lewe waar ek so los van U af voel. As dit vanoggend my plek is om te luister, Here, help ons om mooi te hoor. Maak ons geestesoë oop dat ons mooi sal hoor wat U woord vir ons vandag is. Ek dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Nou ja, vriende, donderdag, soos julle gehoor het, vier ons Hemelvaart. Ons is nou klaar met Paasfeesvieringe. Vir my persoonlik is hierdie die twee van die belangrikste datums op ons Christen kalender. Is dit nie so nie? Want die verlossing van ons Here Jesus Christus, dis hoekom ek en jy in vreugde kan leef. Sy opvaar hemel toe is die vaste wete, hy is by God en hy is besig om vir ons plek voor te berei. Nee, hoe wonderlik is die wete nie. Maar ek wil gou vir jou nooi, om net vir 'n oomblik saam met my terug te stap na die graf toe. En jy gaan nou sien hoekom. Jy sien, Jesus het herhaaldelik vir sy disippels en sy volgelinge mooi verduidelik. Hy gaan doodgemaak word en hy gaan weer opstaan. Ek dink nou aan Matteus 16, Markus 8. Hy het op 'n kol self so ver verduidelik dat Petrus sy nie weer agtergeraak het, wil ek amper sê, en vir hom gesê het, nee Here, moenie so praat nie. En Jesus het omgedraai en gesê, wyk agter my Satan. Nou net tussen hakies, mense dink baie keer, hy het so vir Petrus bestraf. Maar wat eintlik gebeur het, 'n entjie vroeër, het Petrus uit volle bors uitgesê, ja, U is Jesus Christus, die Seun van God. Toe het hy uit sy gees geantwoord. Hier antwoord hy uit sy vlees uit. Want hoekom? Die Bybel sê dit nie, maar ek dink hy het bang geword. Soos uit sy vlees uit sê, Here, moenie so praat nie. Dis hoekom Jesus vir hom sê, wyk agter my Satan. Dis die duiwel wat Jesus hier bestraf. Nog 'n ding wat ek jou aandag op wil vestig, is ons praat nie altyd daaroor as ons Jesus se kruisiging herdenk nie, maar die impak van die mense rondom hom, sy geliefdes, die impak om hulle geliefde Jesus so te sien, verbrysel, vermorsel, verneder, seergemaak aan daai kruis. Ek dink baie keer die skok op hulle elkeen se siege moes ongelooflik erg gewees het. Stem jy nie saam nie? Want kyk hoe voel ons as ons babietjies of ons kinders siek is of ons geliefdes, dan sê jy mos heeltemal, jy is nie altyd jouself nie. Nou wat nog te sê, hierdie mense wat daai afgryse gesien het, ek kan nie eers my oë oopmaak wanneer ons dit net op 'n fliek moet kyk nie. Wat nog te sê om in lewende lywe dit te sien. En nog iets wat ons baie keer miskien vergeet is, die Bybelse mense het groot geword van die Ou Testamentiese tyd af, met die profete wat vir hulle sê, die Messias gaan kom, die verlosser van die mensdom.
En hulle het nou geglo Jesus Christus is die seun van God. So nou wag hulle vir die verlosser. Ek dink as ek hierna hierdie lees, dan dink ek, hulle het nog altyd gewag vir hierdie kryger op die perd met die swaard wat die bose vernietig. En wat hulle moes sien, is hulle Jesus aan 'n kruis wat sterf. Hy is nou dood. En ons lees nooit dat enige een van hulle vir mekaar herinner, maar hy het ons mos voorberei nie. En is ek en jy nie maar net so nie? Ons sien die Bybel, ons lees hom, ons hoor dit. En tog as ons in ons krisistye kom, daai drukgangtye, dan is dit asof ons vergeet wat Jesus vir ons in sy woord sê. Hierdie ouens is maar dieselfde. En Jesus sterf in 'n stilte. En daar's nog 'n dag se stilte. Klink vir my bekend. Ek en jy wat deur ons krisistye gaan, ek het nou die dag weer iemand gehad wat by my kom sit en sê, maar ek hoor nie die Here nie. Hy antwoord my nie, dis asof ek teen 'n plafon vasbyt. Die Here het my verlaat, hy is seker kwaad vir my, dis seker al my sonde. Is hartseer hoe baie keer ons by daai plek kom, want ons bid vir 'n deurbraak, vir 'n uitkoms, en die Here gee dit nie. Dis daai stilte. Miskien baie keer is jy gelukkig as dit 'n dag of 'n week, maar soms is daar mense wat jare wag vir God se deurbraak. Daai stilte. Nou wil ek vir jou vra om gou net saam met my te kyk na Maria Magdalena. Maria Magdalena, sy kom van Magdala, daarom is sy haar name genoem Maria Magdalena om haar te onderskei. Maar sy's 'n vrou wat amper vir my typerend is van my en jou. Want sy's iemand uit wie Jesus 7 demone moes verwyder. So haar verlede was nou glad nie rooskleurig nie, nê? Stem jy saam? Maar ek wil net gou hier sê, ek is eintlik vir so kosbaar hoe lief God vir ons het, want hy het haar gekies, hierdie vrou met die minder rooskleurig verlede, om die eerste getuie te wees van Jesus se opstanding. Man, ons God is net, hy's net wonderlik. Jesus het, hier goeie verlede Sondag so mooi vir ons van Jesus se liefde vertel, God se liefde vir ons. Hierdie is vir my alreeds 'n bewys daarvan. Maar nou wil ek vir jou gesê, ek wil stilstaan bietjie by Maria Magdalena. Is mos nou Moedersdag. Dis so dit vir my laat dink aan die vrou in haar, nie noodwendig net die moeder nie. Die vrou wat mos die nurturing een is, sal ons sê in Engels. Die een wat die pleistertjie opplak as daar stikkend is. En sy was so hartseer, dat sy nie, dink ek, regtig van Jesus kon afskeid neem nie. Want sy begrafenis was 'n vinnige besigheid, jy weet mos van Josef en Arimatea, hulle wat Jesus afgehaal het, en doeke toegedraai, in die graf neergelê, en sy het die hele tyd in haar hart, maar ek wil nog, is nou my woorde, 'n pleistertjie opplak. Ek wil nog verwys so lief te kom. Sy gaan koop lekker ryk olies. En sy en haar vriendinne stap donkeroggend, wat gevaarlik was vir daai tyd, donkeroggend, na die graf toe, en hulle wonder, hoe gaan die klip weggerol word. Johannes 20 vers 1, die Sondagmôre vroeg toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf, en sien, dat die klip van die graf al weggerol is. Ek dink, nog 'n skok. Dis die trauma van sy kruisiging, opgewonde, ek gaan nou, nie opgewonde nie, maar 'n passie in haar hart, sy wil nou die lekker ryk olies aansit. En hier kom sy, en die klip is weggerol. Nie net dit nie, hulle kyk in, en Jesus is nie daar nie. So kan jy jou indink, die ontsteltenis wat sy moes hê. Nou, hardloop sy en sy gaan roep die disippels. Jy ken daai storie, Petrus en Johannes is daar, hulle kyk in, hulle sien die doeke, en hulle hardloop weer weg, en vir die ander te gaan sê, en sy bly agter. En sy kyk in, maar sy huil. Toe huil sy nou. Maar wie sal nie huil nie? Jy het nou, wat het als nog aanleiding gegee tot hierdie oomblik? Sy wil nog nurture. Sy wil nog lekker ryk olies opsit, en hy is nie daar nie. En hier sit 2 engele, en hulle vra, mevrou, kom huil jy? En sy sê, hulle het my Jesus weggeneem, en ek weet nie waarna toe hulle hom gevat nie. En sy huil so, dat toe sy omdraai, sien sy hierdie man, en sy dog is die tuinier, en sy sê, meneer, weet jy nie waar hulle my Jesus heen gevat het nie? Want Maria, wou haar lekker ryk olies op hom sit. Sy is nie eintlik verkeerd nie. Dis wat ek en jy sou doen. Hoeveel keer kom ons deur ons krisistye, daai drukgangtye, wat jy moet hanteer, wat ons so verblind raak van die krisis waarin jy is,
dat jy dit wat voor die hand liggend is nie sien nie. Jo, ek wens ek kon sê, steek bietjie julle hande op, wie het dit al ervaar? Want ek dink, man of vrou, moeder of jong man, almal in ons lewe kry daai plek. Kan ek gou nog 'n hospitaalstorie vertel? Net gou vinnig, ek gaan hom opsom. Verlede jaar Oktober, raak ek geweldig siek, geweldig maagkrampe, Eddie moet my ongevalle toe vat. En, julle, dis in die bestek van daai dag word my gesig goudgeel. Ek het geweldige pyn, CT scan, MRI verder. Die dokter sê, iewers gaan hy my opereer, maar hierdie infeksie moet hy eers afbring. So, okay, nou soos deur daai week se pyn, donderdag doen hulle hierdie prosedure, hulle noem dit ERCP. Dis so 'n instrument wat hy deur jou lugpyp sit, deur jou maag, deur jou darmes, tot daar by die lewer se plek, moet hulle sny, ietsie uithaal, toe werk al die pad uit. So, toe ek bykom, bewus word van my omgewing, hoor ek 3 goed. Is ek bewus van 3 goed. Die een is, ek hoor die verpleegster sê, mevrou Goldberg. Ek is bewus van die hartmonitor wat piep, 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 piep. En ek is oorweldigend bewus, ek kry nie gesluk nie. Dis is asof waar 'n vliesie of 'n ding hier sit, ek kry hom nie afgesluk nie. En soos wat ek daaroor begin heb, en sy wil nou hê ek moet praat, maar ek kan nie praat nie, want ek kry nie ding afgesluk nie, hoor ek my hartmonitor gaan piep, 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 piep. En hulle storm later roep die dokter, maar ek is nie bewus daarvan, hy's langs my nie. Ek probeer net afsluk. En ek kry hom nie afgesluk nie. En sy gee my suurstof, en dit help nie, en op 'n kol sê die dokter, Sonja. En as ek vir kom sien, en ek hoor piep, 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 waar gaan die hartmonitor af. Eddie sou nou dadelik gedink het, gelukkig piep hy nie. Maar ek hoor hierdie dokters nog in my tyd nie, maar ek sien hom skielik hier langs my, en ek raak rustiger. Die hartklop gaan rustiger, want hy verduidelik my mooi wat hy gedoen het. Ek kry gepraat hoe ek voel, hy verduidelik my hoekom dit is, gee my ietsie aand is dit weg. Hierdie situasie maak dat ek presies Maria verstaan. Ek kan presies vir my indink, ongeag wat baie slim ouens sal sê, God het nog eers gemaak dat hy sy nie Jesus kon herken nie. Ek dink, sy het bloot in die krisis waarin sy was, Jesus nie gesien nie, nie ervaar nie gehoor nie. Julle ouens, is dit nie hoe ek en jy is nie? Daai plek wat ek so deur my druk gaan, daai wat ek voel ek het alles verloor, daar waar ek voel ek staan nou stoksiel alleen, hoor ons nie Jesus nie, ons sien hom nie, ons ervaar hom nie, want ons is verblind deur my situasie, want ek soek Jesus nog, daar waar ek hom laas gehad het. Sy soek Jesus waar sy gedink het hy lê agter daai klip. Ek en jy soek dikwels Jesus nog daar, toe ek tot bekering gekom het, toe ek miskien gedoop is, groot gedoop is, dalk soek jy Jesus nog daar waar jy baie belangrike persoon was in jou werk, daar waar jy sertifikate gekry het, daar waar jy hoog aangeprys was, daar waar jy in jou huis vol kinders gehad het, daar waar jy finansiëel onafhanklik was. Ons soek Jesus by daai plek, want ons dink, dis waar Jesus is. En al die tyd, en dan wil ek net by sê, nou kom ons by so 'n plek wat ons dink, Jesus los ons, want hy is kwaad vir ons, my sonde is te veel. Frans wat so 2 weke terug so mooi vir ons verduidelik, ons is gebore in sonde, ons is ontvang en gebore in sonde, ons sal altyd geneig wees tot sonde, julle ouens. Maar God het vir ons Jesus gegee. En hierdie prentjie van Maria by die graf is vir my so, Jesus wat nie weg is nie, hy het opgestaan, hy het net aanbeweeg. Want hy het iets beters vir my en jou in gedagte, julle ouens. Hy het mos aanbeweeg, want hy het 'n groter prentjie gehad. Daai is 'n spesifieke plek, moes klomp mense hom sien, dat daar getuies kan wees, Jesus het opgestaan. Maria is so verblind, want sy soek hom agter daai klip. Dis dit nie waar ek en jy is nie. Jy sien, ons bekommernisse, ons what ifs, ons bangweestye maak vir ons so vreesagtig, dat ons vergeet, Jesus is by my, hy het my nie gelos nie. Daar's 'n lied, wat Casting Crowns lank terug opgeneem het, is my so pragtige lied, wat sê, daar's een reël, die lied se naam is Oh My Soul, en daar's een reël wat sê, there's a place where God has to, excuse, ek lees hom verkeerd, there's a place where fear has to face the God you know. There's a place where fear has to face the God you know. Is dit nie 'n wonderlike plek nie, want weet jy wat? Jesus het opgestaan, die disippels het geskrik, hulle het hulle self gaan toesluit in 'n kamer.
daar's my so belangrike vers 1 Korintiërs 15 vers 26 wat sê, die laaste vyand wat vernietig word is die dood. Nou op die ou eind is ons almal eintlik bang vir die dood. Almal was in 'n toestand toe Jesus sterf aan die kruis. Die disippels was bang, die vrees het hulle oorweldig, hulle gaan sluit hulle self toe. Maar God sê, Jesus het hy gestuur om die dood te oorwin. Ja, in ons vlees gaan ons almal op hierdie aarde nog sterf. Maar dit is nie 'n verskrikking nie, want Jesus het kom wys, hy kan opstaan uit die dood. So, en hy berei vir ons plek by ons Vader. Hy sê vir ons, jy gaan doodgaan op hierdie aarde, maar ek berei vir jou 'n plek voor. Hy wag vir ons daar. So, niks het God gekeer nie. Nie die dood nie, nie die duiwel wat gedink het, hy gaan Jesus doodmaak nie, nie die disippels wat in 'n kamer sit met slot en grendel nie, Jesus het binne in hulle, tussen hulle verskyn, ongeag die toedele. Dis vir my so 'n stukkie hoop wat ek hier moet gryp, ek en jy. Daar is niks op hierdie aarde, onder die son, in die hemel, in die hele heelal, wat Jesus Christus van ons kan weghou nie. Niemand vat hom van ons af weg. Hy kies om aan te beweeg. Nou, dit bring het vir my by 'n gedagte wat ek toe dink. Jesus sê vir ons in Hebreërs 13 vers 5, ek sal jou nooit alleen los nie en jou nooit in die steek laat nie. So in plaas van ek en jy wat in ons drukgang, krisis oomblikke sê, waar is Jesus? Hoekom het hy my gelos? In plaas van ons wonder waar is hy? Wonder hoekom het hy ons gelos? Dink ek kry so die prentjie in my kop. Miskien moet ons mekaar sê, man, ek wonder waarmee is Jesus nou besig vir my? Nee? Kan ons nie daai plek kom om te sê, ek wonder wat is Jesus nou besig vir ons? Hy is nou besig met iets anders hoor. Dis stilte. Miskien is ons stilte te lank, van ons sin, wat ons is gewoond aan die Google, en ons die knoppies op die rekenaar na sy antwoord. God se tyd is anders. En Jesus sê, ons gaan in hierdie aarde dit moeilik hê, maar ons moet goeie moed hou. Hy het die duiwel oorwin. Hy het die dood oorwin. Daarom het ek en jy nie nodig om vir enigiets bang te wees nie. Waarmee is Jesus nou besig vir my lewe? Maar nou het ek nog hierdie laaste vraag hê, en dit is, as ek dan nou Jesus so met vertrou, hoe gaan ek dit regkry? Want ouma, ek kan nie. Ek sukkel, ek kan nie alleen hierdie baba uitkry nie. Ek kan nie alleen deur hierdie finansiële krisis gaan nie. Ek kan nie alleen deur hierdie doodstyding kom nie. Ek kan nie alleen met hierdie siekte en hierdie swaar kry op die vernedering of wat ook al kom nie. Ons sê vir mekaar, ek kan nie. Maar Jesus kan. Hoe gaan ek dit regkry? Ek wil vir jou dit prakties illustreer. Maar eers hierdie vers, Johannes 14 vers 26. Hoor wat het Jesus hier gesê, toe hy opgevaar het. Hy het gesê, en wanneer die Vader in my naam die voorspraak, wie is die voorspraak? Dis nou die Heilige Gees. As hy die Heilige Gees stuur, sal hy julle alles leer en julle herinner aan alles wat ek vir julle gesê het. Die Heilige Gees. Julle, ek dink nie, ons verreken die krag wat ek en jy het, met die Heilige Gees wat God vir ons gegee het. Ek wil dit vir jou illustreer met 'n blinde atleet, en ek nooi vir Soos Franswa om hier vorentoe te kom, want ek wil prakties vir jou wys, hoe dit vir my uitgewerk het, om te glo en vas te hou, aan hierdie Heilige Gees wat God vir ons gegee het. Want jy sien, Paulus skryf op 'n kol, die Heilige Gees wat God vir ons gegee het, is dieselfde Gees waarmee hy Jesus uit die dood uit opgewek het. So julle ouens, dan het ons mos nou 'n kragtige krag hier binne in ons. Maar kry die prentjie van 'n blinde atleet. Baie dankie, staan net hier langs my. 'n Blinde atleet kan nie atleet alleen hardloop nie. Hulle het mos nou, hulle berei ook voor vir die Olimpiese spele. Hulle moet 'n gidsatleet hê. Nou ons speel nou, hy is my gidsatleet en ek is blind. Hulle het natuurlik nou 'n baie spesiale band. Ek het nou net 'n geel lint gevat, dat almal dit kan sien. Hulle het so 'n lint wat hulle aan mekaar vashou. Jy hou nou daar, ek hier. Okay. Hierdie lint het tot gevolg dat die volgende gebeur. Hy is my gids hardloper. Wanneer ons hardloop, sorg hy dat ek in sy pas bly, dat ons in pas bly met mekaar. Okay. Hy gaan sorg dat ek in my baan bly. Wanneer ek sou struikel, sal hy my ophelp. Hy gaan sorg dat ek by die wenpaal uitkom. Want dis sy werk, hy's gewoonlik 'n fikser as die atleet, die gidsatleet. So hy kan vinniger vir my bietjie aanmoedig, hy kan my bietjie aanmoedig stadiger. Maar hier wat, die hele pad,
fluister hy in my oor. Stadiger. Oppas, hier's 'n draai voor. Ons is nou op 'n pylvak. Daar kom 'n bult. Daar's nou los sand. Die hele tyd is dit wat hy doen. Kom ons daar op in sink, ons is in sink. Ag gaan ons in pas. Maar hier is die verantwoordelikheid wat ek en jy het. As ek gaan laat los, wat gebeur met my? In die eerste plek gaan ek hom nie hoor nie. Tweede plek gaan ek uit die baan uitgaan en dan gaan ek ander mense heel waarskynlik nog tot gevolg gaan hê dat ek hulle laat val. Ek kan struikel en val en is groot chaos, baie seer, onnodig. En ek mis die wenpaal. Ons sê altyd vir mekaar, ja, maar nog nie loop nie stories. Ja, ek het Jesus aangeneem en dit is so. Eenmaal is God se kind, altyd sy kind. Ons sê vir mekaar, ek het Jesus aangeneem, ek gaan hemel toe. Ja, dit is so. Maar ons kies om te vergeet die verantwoordelikheid wat ek en jy het. En dit is om vas te hou aan die Heilige Gees wat God vir ons gegee het. Hierdie gidsatleet persoonlik nou vir my die Heilige Gees. Ek moet kies, en dis hoe God so wonderlik is. Sy liefde is so, hy dwing dit nie op ons af nie, hy sê jy kan kies. Ek kies, as ek kies ek wil vashou aan hom, dan gaan ek sy influistering hoor. Dan gaan ek in baan bly, ek gaan in pas bly. Maar as ek kies, ek los nou 'n bietjie, want ek wil nou gou gaan kuier saam met die manne, of ons kinders saam met die vrouens, of ek wil nou my oorgee aan my eie drange, of my eie verslawings, of wat ook al, dan kom ek onnodig tot 'n val, ek maak ander mense onnodig seer. Maar weet jy wat moet ek jy ook raak sien? Die Heilige Gees stap nie weg. Hy is nie kwaad vir my nie. Daai gidshardloper los nie nou die atleet as hy laat los is nie. Hy gaan alles in sy vermoë doen om te help dat sy weer kan vashou. Maar ek en jy, ons verantwoordelikheid is om te kies. Ek wil aan jou vashou. Die Heilige Gees van God. Dankie Soos. Geef hom 'n lekker hande klap, julle ouens, hy is so oulik. Want wat doen die Heilige Gees? Ek is amper klaar, die orkes kan so lank vorentoe kom. Wat doen die Heilige Gees in ons lewe? Lees gerus Romeine 8. Die Heilige Gees, ek raak so opgewonde as ek hierdie kom sê, die Heilige Gees is die een wat vir ons advokaat is by God. Hy tree vir ons in by God. Hy sê alles wat hy verduidelik ons storie by God. Die Heilige Gees, wanneer ek en jy in daai stil kry tye van ons, swaar kry tye nie weet wat om te bid nie, dan vertaal hy ons versigtinge in 'n hemelse taal by God. Ek hou se van daai gedeelte. Die Heilige Gees is ons leidsman, hy is ons trooster, hy is ons vertrooster, hy is ons versorger. Hy is die een wat ons genees. Weet jy wat Paulus sê op 'n ander plek? Hy is die een wat ons selfs voorberei op die dood. So ons hoef nie bang te wees vir niks. Ons lees vanoggend hierdie Johannes 16, maar ek wil gou vir Johannes 14 vers 27 lees. Want kyk wat gebeur as ek en jy so vashou aan die Heilige Gees. Jesus sê, vrede laat ek julle na. Wow. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee is nie die soort wat die wêreld gee nie. Want nou die wêreld se vrede is daar wanneer ons te veel drink om ons sorges te vergeet, of wat jy ook al doen, ek gaan sit en kyk stories die een na die ander fliek, want dit help my om te vergeet. Dit bring nie vrede nie. Julle moenie ontsteld wees nie, en julle moenie bang wees nie. Kan ek net gou vir jou die Message vertaling lees, want dit praat vir my so op die man af. Die Message vertaling sê, that's my parting gift to you, sê Jesus. Peace. Vrede. I don't leave you the way you're used to being lived. Maar hoe was ons gewoond daaraan? Hoe was ons eers sonder Jesus? Want ons gevoel, we're feeling abandoned, bereft. Dis nie wat Jesus kon doen het nie. As ons aan hom vashou, kan hy vir ons sê, so don't be upset, don't be distraught. Dan kan ons, soos die psalmdigter sê, maar my God is by my. Ek kan enigiets met hom te bowe kom, ek gaan vir hom 'n loflied sing. Psalm 22 gaan Dawid verder en hy sê, en ek gaan vir my kinders van hom vertel. Julle ouens, die Heilige Gees is my en jou verantwoordelikheid om aan hom vas te hou. Hoe hou ek aan hom vas? Ek bid, ek lees my Bybel, ek gaan kerk toe, ek meng met ander kinders van die Here. Want ons dink baie keer ek moet net bid vanaand of Sondag. Praat met hom die hele tyd, dit dink aan man en vrou. Ek gaan trou en jy bly in daai huis en ek in hierdie huis en ons praat nooit, gaan ons mos nie mekaar leer ken nie. Dieselfde met die Heilige Gees, nog meer so, hy's binne in my en jou, as jy Jesus gekies het. Weet jy, dan kan jy vir hom vertel van die mooi sonsondergang, jy kan vir hom vertel van die pragtige natuur, jy kan vir hom vertel wat vir jou mooi is, wat jou bang maak, wat jou bly maak,
En op daardie manier kry jy die vrede wat die Bybel van praat, wat alle verstand te bowe gaan. Jy sien, wanneer ons swak is hy sterk. Soos die psalmdigter, soos Dawid, sien ons vanoggend. Ons sien hoe ons swaar kry as ons alleen is. Ons sien hoe ons swaar kry as ons in die moeilikheid is, as ons deur daai drukgang moet gaan. Maar ons sien deur Maria ook vanoggend hoe maklik ons verblind raak deur ons emosies. En dis wat dit is, dis emosies. Ons sien weer vanoggend deur hierdie storie dat Jesus is nie agter daai klip nie. Hy het opgestaan. Ek wonder waarmee is hy besig vir my. En ons ervaar vanoggend weer, ons hoor weer, my verantwoordelikheid is om vas te hou aan God se gees. Moenie laat los nie, want jy sien, as ek nie meer kan, dan kan Jesus. So ek wil hê jy moet soms saam met my sê, ek kan nie, maar Jesus kan. Amen. Kom ons bid saam, julle. Here God, ek loof en ek prys U vanoggend vir U woord. Ek loof en ek prys U vir U liefde vir ons. Dankie Here dat ons ten spyte van ons sonde, ons sondige natuur kan weet, U is so bitterlik lief vir ons. U los ons nie. Geef vir ons elkeen die genade en die krag om daai verantwoordelikheid op te neem, om aan U vas te hou met alles wat ons het. En dankie dat ons almal saam kan verklaar, Here, ek kan, maar Jesus kan. Amen. Amen. Baie dankie vriende. Ek gee oor vir Hugo. Ja. Baie dankie. Baie dankie Sonja vir 'n kosbare woord. Ek gaan dit definitief saam met my vat. Wonder waarmee is Jesus nou besig in my lewe. Dis my so great. Ek kan nie, maar Jesus kan. Ek het toe Lindy vir my haar musiek vir die dag deurgee, het ek gewonder of hierdie laaste lied, hy's oud, hy's ouer as ek en hy tannie. Maar hy's so treffend. Want ek wil graag nou veral na Sonja se illustrasie wil net nader aan Jesus wees. So terwyl hulle die inleiding speel, dan bly ons net sit. Herhaal net gou daai goed in jou kop wat sy gesê het. En dan as die inleiding klaar is, dan staan ons, dan sing ons hierdie lied saam. Soos julle nou gereed vir 'n major inleiding. Kes? Okay. Kom.
baie dit was baie pragtig. Vriende, Sonja, baie dankie vir 'n baie spesiale oggend. Ek wil twee goed sê en dan bid ons en dan gaan ons huis toe. Rita het gesê, almal het die marshmallows misgekyk. So daar's nou 'n klomp marshmallows saam met jou hot chocolate. Kryf jou enetjie, vat hom, waarmee is Jesus in my lewe besig? Ek kan nie, maar Jesus kan. So gaan geniet hom. En dan is dit net vir my vanoggend, ek wil dit net graag noem, vir 11 jaar wat ons in hierdie gemeente besig is ou Hope, ons werker saam met my elke diens, en Hope verjaar vandag. Ja, so ek weet nie, ek sê met die wees, maar hy's nie hier nie. So as jy hom sien, kan jy hom 'n high five. Waar's jy, Hopie? Hopie, just come here for 1 second, please. 1 second, and then we'll go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Hope. Happy birthday to me, you. Mag ons God en Hemelse Vader, dat ons so innig lief het, so naby ons is, mag hy seën, mag jy daardie vrede ervaar, en mag jy weet dat Jesus is besig in jou lewe, sy Heilige Gees gaan jou nooit alleen laat, wat jy nie kan nie, hy kan, die Here seën nie, gaan in vrede, amen.